So goeienaand aan almal. Baie welkom. Ek het nou nie gedink julle sal vanaand kom nie. Welkom aan die mense by die huis ook. Ons is baie welkom. Julle is ook hierso. Ons het so 'n paar mense hier. Dit is maandag aand bitterlik koud. So 'n klomp mense het net gesê hulle gaan aanlyn kyk. Maar dis goed dat hier 'n paar getroues hier is. En vir die mense wat volgende week bykom, julle is welkom net om by te kom. So ons gaan ons kursus begin. Ek het nie gedink ons gaan so vinnig weer met Bybelskool begin nie, maar hier is ons. En daar's 'n baie goeie rede. Ek gaan dit nou ook verduidelik. Ons gaan 'n kursus doen en julle kan sien die kursus se naam is 'n geloof wat groei. En ons gaan vir die volgende paar weke gaan ons daar wees. Maandeaande, so vir die volgende 5 maandeaande, dis nou tot die einde van die kwartaal, September. 5 maandeaande, ons gaan hom op 'n stadium net na 'n Dinsdag toe skuif iewers, maar ek gaan vir julle verduidelik hoekom. So maandeaande hier en dan Dinsdag sit ons hom op die internet en julle daar by die huis van Dinsdag middag af behoort hy al op te wees vir julle wat by die huis is. Die wat hier by woon, julle het 'n stel notas gekry en julle kan 'n donasie van R30 vir die notas gee. Julle kry elke week julle stel notas. Julle weet mos hoe werk dit in die Bybelskool, jy kan dit afbetaal oor 10 jaar. En daar op daai tafel ek het nou nie eers meer, daar kan jy kan self klein geld daar vat ook. Kan julle daar, die van julle wat by die huis is en graag so stel gedrukte notas wil hê, laat ons net weet en dan kan ons dit vir julle druk en julle kan dit afhaal ook. Maar dit is ook op die internet beskikbaar. Soos Dinsdag saam met hierdie uitsending of weergawe is die notas dan ook vir julle daar beskikbaar. So, dis min of meer die afkondiging. Hoe ons ook werk, onthou ons begin so 7:00 en ons probeer 8:30 klaarmaak, partykeer 'n bietjie vroeër. En julle daar by die huis het nou lekker koffie, hulle het ook koffie hier en ons breek gewoonlik so na so 40 minute. Die ander lekker ding was altyd dat ons bietjie mekaar leer ken. Ons het altyd so by die tafels gesit en dan het julle aan mekaar voorgestel. So ons moet dit net anders nou maak. Hier gaan nou nuwe mense bykom en volgende week ook mense by. Maar julle moet soms so, want ons gaan so bietjie saam met mekaar reis. Julle moet soms so vir mekaar hallo sê en net wat is jou naam en ook net die van julle wat mekaar nie ken nie, maar net dit doen. Dit is eintlik ons bedoeling ook, dat ons so 'n klein gemeenskapie ook hier kan wees en met mekaar kan gesels en kan vra en 'n klomp dinge kan doen. Ek wil vir ons met 'n gebed begin en dit hang nou aan wat ek met die kursus gaan sê. Ek het dit gister met ons diens ook gesê. Julle sien ek het nou weer kersies hier aangesteek. En dis maar net weer, ons gaan vir 'n lang tyd nog kersse aansteek in blote herinnering aan 'n klomp goed waardeur ons deurgaan en mense deurgaan. En bloot maar net mense se ervarings van die tyd. Of dit blydskap is of vreugde is of hartseer is. Ons het skielik op die indruk gekom, toe ons by vlak 1 en 2 is, het ons so half gesweef half, en nou by vlak 3 haal ons lywe vir ons in, en dit doen dinge aan ons, en dis hoekom ek hierdie kursus gedoen het. Ek het gedink, ons doen mos nou 'n kursus oor die Bybelboeke wat ons nie lees nie, en skielik het hierdie ding my gevang en gesê, ons moet nou oor geloof met mekaar praat. Dink is verskriklik belangrik. En eintlik gaan ons dan by 'n klomp deeltes in die Bybel uitkom, en ook by baie interessante stories, maar ons doen dit in daai gedagte. So kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, dankie vir hierdie tyd wat ons kan saam wees met mekaar, hier en by die huise waar mense luister, en waar ons gedagtes kan fokus op ons lewens, op ons groei, Here, op die dinge wat met ons gebeur, en ons pogings om daarvan sin te maak en dit te probeer verstaan. Here, ons bid dat U 'n pad met ons sal stap, soos wat U nog altyd met ons lewens gestap het. Dankie dat ons mense kan ontdek, en ervarings kan ontdek, en as te ware die lewe kan proe en kan ruik en kan beleef, omdat U vir ons kom mens word het, en omdat U vir ons, waar ons bly en is, mense kom gee het. En dit is juist wat ons in hierdie dag ook hartseer maak, om saam met mense te kan leef, en miskien saam met onsself te kan leef, in hierdie tye, wat mense gespanne maak en hartseer maak en uitdagings bring.
Here, help vir ons in hierdie tyd om die krag van die opstanding ook in ons eie geloof te kan vind, om op eenvoudige maniere vandag ook 'n verskil te kan maak. Here, dankie vir al ons seëninge wat ons in hierdie tyd het. Amen. Goed, julle sal sien op die tweede bladsye van julle notas het ek gedink om ons Stellenberg belydenis te sit. So ons gaan nou 'n bietjie oor belydenisse praat en geloofsbelydenisse. Julle ken mos die apostoliese geloofsbelydenis. Kan julle hom nog opsê? Nee, ek glo in God, die almagtige Vader, né? Ons ken hom ons het redelik. So ons het 'n Stellenberg belydenis ook en dit gaan baie interessant wees om op die einde te vra nou, maar hoe het julle by 'n Stellenberg belydenis? Hoe is dit ons belydenis? En hoe pas dit in en hoe resoneer dit? Maar ek hoop dat weer soos al die ander kursusse ek julle nie met meer vrae sal laat nie, maar dat jy sal voel, sjoe, dit is 'n klomp klein stukkies wat bymekaar kom en vir jou regtig iets beteken. Maar ons kan nie alles in die begin gee nie. Dit is so stukkie vir stukkie vir stukkie, so wat ons doen. En heeltyd gaan ons hier na die Stellenberg belydenis ook verwys. So ons het in ons derde kwartaal, kyk, dis mos nou Pinkstertyd en na Pinkstertyd breek 'n tyd aan wat ons Koninkrykstyd noem. En dan loop daai tyd, Koninkrykstyd, loop dan deur tot by amper Kersfees. En Koninkrykstyd, en dis hoekom ons daai teken het ook agter teen ons muur, gaan oor God se werksaamhede of hoe God besig is met nie net met gelowiges en Christene nie, maar alle mense op alle maniere. Koninkryk gaan oor breër goed. En die kleur van koninkryk dink ek is tradisioneel ook groen en die kleur en die tema van koninkryk is gewoonlik groei. So toe dink ons ja, groei en toe skielik toe besef ek, sjoe, dis waaroor ons moet praat. Groei in wat en groei in geloof. Dis nog nie 'n tema wat ek voorheen probeer aanpak het nie, maar dit is presies wat ons gaan doen omdat ek dink dis 'n baie aktuële tema in die lig net van 'n klomp regtig persoonlike ervarings wat ek ondergaan en ek glo julle ook ondergaan het. Ek wens eintlik ons kan mekaar meer oor ons persoonlike ervarings praat. Die slegte ding van hierdie Bybelskool dat dit 'n monoloog geraak. So ons het altyd, julle weet mos, julle kan nou sommer 'n hand opsteek en sê, "Wag net gou-gou. Ek wil dit vra of ek verstaan nie dit nie." Of ek wil iets sê, so asseblief, julle daar by die huis moet maar e-posse stuur, maar julle wat hier is moet asseblief reageer en iets daaroor kom sê. Een ding wat ek net weet, ek weet dit het my diep kom raak. Ek weet nie hoe julle voel nie, maar ek is mal oor veranderinge. So ek slaap nooit, by ons huis werk dit so, die een wat eerste by die bed kom, kies watter kant hy wil slaap. Want ek kan nie in een kant van die bed elke aand slaap nie, dit is verskriklik vervelig. So die hele storie is altyd, ek is lief vir verandering, ek is mal oor verandering, want verandering bring weer interessante nuwe goede. So ek hou nou aan my kant van my bed, ek het verander. Ek soek nou stabiliteit. Maar weet julle, ek het, as ek moet dink, het ek hierdie ding by die horings aangepak en gesê, hoe gaan ons dit doen? Ek gaan nou kreatiewe en innoverende maniere soek om kerk te kan wees en hoe kan ons maak en wat kan ons doen? Is baie goed. En toe besef ek wou daarmee my omgewing verander. Na wat toe? Na iets van die verlede toe, wat ons gehad het. Kyk, want dis wat ons almal probeer beklei. Ons probeer alles regmaak om dit weer te kan hê soos die verlede. Met 'n bietjie veranderinge. Toe besef ek, my probleem was, ek wil alles om my verander, maar het ek regtig verander? Ek dink dis wat COVID gedoen het. COVID het ons kom verander. Nie ons omstandighede net verander nie. Ons is nie heeltemal meer dieselfde mense as wat ons was nie. En dis nie slegte nuus nie. Dit is eintlik baie goeie nuus. Maar ons weet nie lekker hoe om te maak nie. So daarom het ek gedink, geloof is die perfekte ding waaroor ons nou moet praat. Baie eenvoudig net. En
ek het doodgedink, eenvoudig maar gedink om te vra, ek wil hê jy moet regtig mooi daaraan dink. Dis nie die eerste keer wat jy jou geloof bely nie, jy het al baie jou geloof bely. In die kerk het opgestaan en het hardop gesê, jy bely ek is 'n Christen. Maar ek wil hê jy moet regtig mooi dink, wat beteken dit dat ek my geloof bely? So, almal van ons is hier met ander vrae en julle by die huis ook kom van ander hoeke af in en ek wil 'n magdom van perspektiewe eintlik saamvat onder die geloof. Want jy mag dalk hier wees omdat jy 'n ander tipe vraag het of dat ander tipe goed met jou gebeur het. Maar ek gaan so iets reflekteer net van die spektrum wat ek sien. Miskien sukkel jy om te vra, hoe raak my geloof my lewe? Hoekom verander dit my lewe? En die vraag is, verander dit regtig iets? Het dit regtig iets in jou? Kom verander dit iets in jou? Of voel jy maar net juist die punt? Ek het nie gegroei nie. Die vraag is, hoe groei jy in geloof en hoe meet jy dit? Het ek maar dieselfde gebly? En wat is my frustrasie met hierdie ding van groei? Of miskien is jou kwessie dat jy sukkel om vrede te maak, klomp mense het hierdie vraag, vrede te maak dat 'n klomp mense verskillend glo. Hoe is dit dat ons binne een kerk so verskillend glo en so kwaad is vir mekaar oor dat ons verskillend glo? En wie is glo reg en wie glo verkeerd? En wat doen jy met hierdie hele kwessies wat nou in die kerke geskryf word? Wie dwaal en wie is naby aan die werklike leer? Dit is miskien een van die kwessies. Miskien is jy hier omdat jy ook al mense ontmoet het of self daar is dat jy op die punt gekom het, dis ook 'n baie aktuele tema, om van jou geloof afstand te doen. Daar's baie mense wat op die punt gekom het, gesê het, ek dink nie meer dit werk nie. Ek kry met kinders te doen. 14-jarige kinders wat dit vir my kom sê, en die ouers is verlore, sê vir my, wat is by kind? Toe sê ek, wel nee, jou kind is besig om goeie vrae te vra, dis net, jy kan mos nie vir die kind sê, jy mag dit nie vra nie, en dan kom hulle op 21 en dan vra hulle die vraag. Ons vra die vraag, maar miskien voel dit vir jou, dat jy jou geloof verloor het, omdat dit nie meer vir jou sin maak nie, of omdat jy seer gekry het, en swaar gekry het, en dit vir jou regtig moeilik is om te glo, want dis, as 'n krisis met jou gebeur, het dit jou verander, dan voel dit vir jou, ek kan nie meer glo soos wat ek geglo het nie, want iets het nou verander, ek weet nie lekker wat nie, so dit mag dalk dit wees. Maar kan ek so vir jou vra, wat is dit waarmee jy miskien worstel? Is dit 'n kwessie dat jy voel, ek is godsdienstig groot gemaak, maar ek mis iets? Of is dit 'n kwessie dat jy sukkel om met omstandighede te leef, of sukkel om met mense te leef wat anders glo? Maar ek wil hê julle moet in hierdie oomblik net vir jouself vra, wat is dit wat, ek hoop, ek het nie gedink om 'n kursus vir julle aan te bied wat net intellektueel stimulerend is nie, ek het gehoop om vir julle iets aan te bied wat jy kan voel in jou, en kan sê, dis wat ek soek, want dit gaan vir jou help dan, as ons deur al die goed gaan, om die stukkies by mekaar te kan kry. So toe het ek gedink, hoe ek het gaan doen, is op 'n hopelik interessante manier. Ek het gedink, om vir julle die storie van geloof te vertel. Van die jaar 33 tot by ons. So ons gaan hom altyd soos lekker kerkgeskiedenis volg, en interessante verhale uit die Bybel uit, en ook uit die kerk uit vertel, van hoe dinge gebeur het. Hoe het mense presies geglo? En julle gaan verbaas wees oor hoe mense geglo het. En hoe het hulle omgegaan daarmee? So ons gaan die storie van geloof volg. Letterlik van die eerste gelowiges na die uitstorting van die Heilige Gees. Volgende week, hierdie keer is net 'n inleiding oor geloof, ietsie basies. Volgende week gaan ons spesifiek dan praat oor geloof, die verhaal van die eerste gelowiges. Dis van die jaar 33 tot 100. Baie interessant. Onthou, toe was daar nog nie 'n Bybel gewees nie, né? So, hoe glo jy sonder 'n Bybel? Hoe glo jy eintlik sonder 'n tipe van 'n kerk? Maar ons gaan daarby kom. Dan die week daarna gaan ons spesifiek kyk na geloof in die vroeë kerk, en dit gaan spesifiek wees hier van 100 tot 1500, 'n groot stuk. En dan gaan ons kyk na geloof
tydens die reformatie. Tydens die reformatie het daar 'n groot ding gebeur, waaruit hoe ons groot gemaak is, iets daarvan gekom het. Ek hoop regtig om na 4 weke vir jou ook iets baie prakties te gee, om jou te help om gemaklik te wees met jou eie geloof. Ek gaan nou vir julle sê hoe ek dit gaan doen. Ons gaan dit baie, heel in die einde gaan ons dit doen. Ons gaan 2 goed doen. Ons gaan eindig met 'n nagmaal en ons gaan dit doen. Julle gaan nou agterkom, as ons sien, die nagmaal is eenvoudig die een ding wat vir ons verskriklik help daarin. En julle sal volgende week sien, ek gaan vir julle 'n verskriklike mooi verhaal vertel van die eerste gelowiges. Al wat hulle gedoen het, hulle het nagmaal gevier. Niks anders gedoen nie. Nagmaal gevier en geleef. Ons gaan daarby kom. En dan die heel laaste keer dan nou, die vraag, geloof in ons eie verhaal. En dan hoop ek om ietsie prakties rondom dit te kan doen. So, dis ons agenda. Julle reg daarmee. So, ek het gedink net om vanaand vir julle inleiding te gee, net om ons so 'n bietjie aan die dink te laat sit. En ek het gedink om te begin met die kwessie van geloof, waarheid en die leiding van die Heilige Gees. Dis goed wat ons baie hoor. Geloof, wat is die waarheid en waar pas die Heilige Gees in dit in? En ek wil hê dat ons 2 tekste moet lees. Julle sal sien die tekste is ook daar binne. Jy kan altyd jou Bybel saambring en dit in jou Bybel opsoek, maar die meeste van die tyd gee ek die tekste hier. Onthou weer eens, ek gaan julle nie met huiswerk huis toe stuur nie, maar die belangrike ding is dat jy jou tyd neem en deur die notas gaan. Julle sal onthou, want ek gee baie inligting in tekste wat jy op jou eie moet gaan lees. Daar's eintlik groot stukke van die Bybel wat ek julle wil aanmoedig om op jou eie te gaan lees. Wat ons nou nie hier gaan lees nie, maar na toe gaan verwys. Maar ek wil hê dat ons by 2 tekste begin. En dit is die tekste in Johannes 8 en Johannes 16. Johannes 8 en 16. Dat ons net so 'n indruk kry, weer eens, ons gaan volgende week die storie vertel van geloof, maar net so 'n indruk kry van hoe Jesus miskien daaroor gedink het en gepraat het. Johannes 8 vers 31 lees ons die volgende. So onthou, sy disippels het hom gevolg en hy sê toe vir hulle, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak, nê. Hoekom ons dit lees? Jy hoop mos dat jou geloof jou by die waarheid gaan uitbring. So ek wil hê dat ons 'n bietjie moet praat oor waarheid in jou lewe, oor geloof in die Heilige Gees. So toe Jesus dit gesê het, dink gou net daaraan. Hy kon nie vir die disippels 'n boek gee en sê lees die boek nie, want daar was nie 'n boek nie. Hy het vir hulle gesê, stap saam met my en dan leer julle van my. So hulle was sy volgelinge en dan as hulle so saam met hom stap en hulle leer van hom, dan kom hulle by 'n plek en sê, my aarde, ek het dit nie geweet nie. En dan stap hulle weer by 'n volgende plek. Hy het hulle gelos met 'n klomp goed wat hulle nie geweet het nie. So, toe hy hulle los op die einde, het hulle 'n klomp goed nie geweet nie. Wat hulle nog moes leer het ook. En hy het gesê, nee, moenie worry nie. So onthou, luister na my, volg my, en ek sal julle bring by plekke waar julle die waarheid sal ontdek. En dan sê hy, en die waarheid sal julle vrymaak. Dit sal jou oë oopmaak. En dan sal jy sê, my aarde, ek is 50 en ek het dit nie op 40 geweet nie. Ek het so gespot om jou, ons het nou voor die tyd gepraat, hoe ouer jy word, hoe stadiger word jy, nee? Hoe ouer jy word, hoe wyser word jy. Dit is veronderstel om te wees, nee? Hoekom? Want jy het geleer deur 'n klomp goed. So, dis wat hierdie teks sê. Die volgende teks is Johannes 16 vers 12 tot 13. Hy staan so 'n bietjie laer afgeskryf. So toe Jesus nou afskeid neem van hulle, toe sê hy vir hulle, my aarde, ek kon julle nie alles geleer het nie. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê. Maar julle sal dit nie nou begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Nou het julle daai prentjie. Hy sê, ek kan julle nie alles leer nie. En onthou weer eens, in die Bybel het ons 'n klein stukkie van wat Jesus gesê en gedoen het. Dis nie, ons het nie naaste by julle, ons het verskriklik, ons het 2-3 jaar van sy lewe. En Christus het 33 jaar op die aarde geleef, so ons het
2-3 jaar van sy lewe. En van die disippels het ons net 'n klein bietjie. En julle weet dat die meeste van die geskrifte so dik is dat jy, as jy alles wil saamsit, so ons gaan volgende week by die jaar 100 kom, want by die jaar 100 toe sê hulle, kom ons sny, ons kan nie hierdie boek so dik maak nie, kom ons sit so afsny datum, en alles voor 100 probeer ons hier insit, want dis die eerste volgelinge. Want hulle skryf dat ons nog nie goed kan weet, maar kyk, hy sê nog baie, so ek het baie wat ek vir julle sê, maar, so julle moet leer om dan wat te doen. Julle moet leer om aan mekaar te leer. Die een ding wat jy moet leer, is dat jy sal moet groei. En al manier hoe jy kan groei, is jy word nie langer nie. Jy word wyser, jy verander. So jy kan nie groei en nie verander nie. Julle verstaan mos nou daai ding. Maar ons wil mos net altyd lekker groei. Ons wil net groei hoe ons daarvan hou. So ons kies hoe ons wil groei. Maar hierdie groei gaan oor iets anders. Dit sê, jy gaan op plekke kom, jy gaan nie weet wat om te doen nie. Maar dan sal die gees van die waarheid jou in die waarheid lei. Dis nie 'n ongelooflike ding nie. So toe ek hierdie twee tekste bymekaar sit, toe ontdek ek die hele ding oor geloof, waarheid en die Heilige Gees. Dis 'n reis. Jy ontdek dit nie op een plek in jou lewe nie. Jy is voortdurend besig om te verander, omdat jy by plekke kom waar jy nie gedink het jy gaan wees nie en nie wil wees nie. En dan ontdek jy eers 20 jaar later jy het gegroei. Jy sukkel mos altyd om te dink dat jy nou gegroei het. As jy iemand aan die dood afstaan, is groei die laaste ding wat jy aan dink. Maar wat eintlik besig is om te gebeur is, jy is besig om te groei. En mens sien dit eers later. Maar wat vir my sê die mooi ding hiervan is om te sê, dis nie dat jy nie weet waar jy gaan tuiskom nie. Die Here maak jou rustig om te sê, wees rustig. Ek en jy gaan 'n pad stap. Gees gaan met jou 'n pad stap. En ek sal vir jou in die proses lei. So, hier's die eerste belangrike ding van geloof. Geloof, julle, ons het miskien, omdat ons geloof geleer is uit 'n boek uit, of in die katekese, het ons geleer dis staties. Maar geloof is dinamies. Dit gebeur letterlik, soos wat die lewe met jou gebeur. En Prof Willie Jonker, ek het by hom klas gehad. Joh, wat 'n voorreg. Hy was so 'n korterige persoon gewees, maar verskriklik slim en baie interessante persoon. En hy het 'n boek geskryf oor geloof en ons belydenisdokumente. En hy het 'n boek geskryf, Bevrydende Waarheid. Nou dink gou aan die tekste wat ek nou gelees het. En in dit sê hy wonderlike ding. Hy sê geloof is altyd iets wat jy weer en weer in jou lewe moet bely. Soos wat jy verander. Jy bely dit soos die lewe met jou gebeur. Omdat God jou in daai gebeure ontmoet. So dink nou gou so daaraan. Dis presies wat ons tekste vir ons gesê het. Geloof is iets wat ons altyd weer in bely en herverwoord. Soos wat die lewe met jou gebeur en God jou in daardie lewe kom ontmoet. Maak dit vir julle sin? Nee, dis wat dit is. So, dan sê die Here, jong, ek het nog baie dinge wat ek vir jou wil sê. Maar ek kan dit nie nou vir jou sê nie. Want dinge moet eers met jou gebeur. So ons kan nie geloof en gebeure losmaak van mekaar nie. Die twee is in mekaar verweef. En dis ons geloofreis, om dit te probeer verstaan. En wie wat dink ek toe het ons gedoen? En ek wonder of dit is hoekom ons sukkel met geloof. Ons het die storie omgedraai. Ons het die storie omgedraai miskien dat ons vir 'n leeftyd op soek is na God. Hulle sê ons of sê God is hier teenwoordig, maar ek weet nie waar hy is nie. Ek soek hom. So my lewe lank in geloof soek ek vir God. Maar ek het hom nog nooit regtig gekry nie. Nog nooit regtig gesien nie. Terwyl eintlik wat Jesus vir ons hier leer is die teenoorgestelde. Dis nie ons wat in geloof God kry nie. Dis God wat ons op die pad kom ontmoet en vir ons geloof gee en ons dan sê kom ons stap 'n pad. Maar kan julle sien die twee? Die een is 'n frustrerende reis wat jy travel van kerk na kerk en van Bybelstudie na Bybelstudie want jy vind nie God nie.
En dan raak jy so moeg dat jy sê, ek kan nie meer glo nie. Want God maak nie meer sin nie. Maar as jy God langs jou pad ontmoet, dan draai dit om. Dan vat God jou op sy pad, né? En jy probeer nie God op jou pad kry nie. So ons stap ons paadjies en probeer God daar vind. En ons ontmoet die Here. En reg deur die Bybel, julle, en reg deur die belydenisskrifte wat ons nou gaan lees, is dit die kern van die kwessie. Dis waaroor dit gaan. Geloof gebeur daar waar ek die Here op my pad vind. Nou wat van as jy verdwaal het? Ek dink nou alweer aan daai smalle en brede weg, né? Daar's net twee keuses. Jy's of op die pad of jy's van die pad af. En as iemand nou iets verkeerd gedoen het, sê jy's van die pad af. En daar's nie hoop vir iemand wat van die pad af is nie. So ons probeer dan nou ons kinders weer op die pad kry en almal op die pad kry. Maar dis eintlik ironies want God stap nie noodwendig net 'n pad nie. God kom kry ons. En die twee baie mooi liedjies wat daaroor gaan. Ek wonder of julle dit kan onthou. Ken julle op berge en in dale? So op berge en in dale en oral is my God. Waar ek ook telke male mag swerwe, daar is God. Nee. Waar my gedagtes swewe of styg, ook daar is God. Waar swewe of styg of daal jou gedagtes? Omlaag en hoog verhewe, ja, oral is my God. Maar ons dink baie keer, nee, daar's plekke dat God nie by ons is nie, of dat iemand so ver afgedwaal het dat hulle nie meer by God is nie. En dan sê ons so 'n persoon het nie geloof nie. Want jy moet op die regte pad wees om geloof te vind. Dit maak mos nie sin nie. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Julle ken mos die storie van die persoon wat dit geskryf het, was in 'n storm en hy sê, ja, dit is amazing grace. As ons dit wegvat, dan is geloof verskriklike harde werk en jy is nie vervul nie, want jy probeer God kry en kom nooit agter eintlik God is besig om met jou op pad te stap nie. En daar's 'n groot verskil tussen die twee. So julle, ek het gedink wat dit om dit maklik te verduidelik waarskynlik het. Geloof is hierdie outomatiese respons wat by jou opkom wanneer God jou in jou lewe kom ontmoet. En hoe gebeur dit? Want die vraag was so, waar ontmoet ek vir God? Wat dink julle is die antwoord? Waar ontmoet jy vir God? Sal jy hom nou net in die kerk kry? Hoe gaan ek groei in my geloof? Hoe gaan die Here my kom wys? Nou, ek dink daar's 'n klomp maniere. En ek het dit daar vir julle geskryf. Die eerste ene. Die getuienisse van mense. Gebed. Jou studie van die Bybel. Kan jy dan nog dink? Gesprekke wat jy voer. Jou kennis, wat ook sekulêre kennis insluit. Dit sluit nie sekulêre kennis uit nie. God het nie vir ons gesê, jy weet, ek wil jou net laat groei in godsdienstige kennis nie, maar ons het die wysheidsgedeeltes in die Bybel wat sê, ek wil jou laat groei en verstaan hoe die wêreld werk. So julle, alles wat ons doen, op al hierdie plekke, gebed, en daar's 'n verrassende ene, ek kan nie wag om daarby te kom nie, die eredienste. Ek gaan dit vir julle verduidelik hoekom. Dit mag baie stupid klink half, maar daar's iets in die besonder wanneer ons in ons eredienste bymekaar is. Wat met ons gebeur? Ons gaan daarby uitkom volgende week. So, dis waar ons die lewende Here ontmoet op ons pad. So daarom as ons wil groei, sê vir jouself, ek gaan tyd sit vir gebed, ek gaan tyd sit vir studie, ek gaan tyd spandeer om gesprekke met mense te hê, ek gaan tyd spandeer om my kennis te verbreed. Daar's nie net een manier nie, daar's 'n klomp maniere waar die Here ons ontmoet. Maar, ek wil graag vir julle eers net stop. Hier's 'n belangrike ding wat ek dink in ons pad staan. Voor ons verder gaan. Ons moet besef dat alhoewel ons dieselfde woorde gebruik, hierdie is 'n belangrike een, om ons geloof te bely. So ons staan op 'n Sondag op en sê, kom ons bely ons geloof, apostoliese geloofsbelydenis. Ons gaan oor 3 weke by hom kom. Dan sê ons die rympie op. Ek glo in God. Ons gebruik dieselfde woorde en ons gebruik dieselfde boek.
maar ons is nie op dieselfde plek van geloof nie. En ons hou nie daarmee rekening nie. Ons mag dieselfde woorde gebruik om te sê ons glo in God, maar almal van ons is op verskillende plekke van geloof groei. Daai op weg wees. Daai amazing grace op berge en in dale. Van ons is op die berge, van ons is op die dale, van ons is op die steiltes en van ons is pad af. Maar dit maak nie saak nie. Maar dis waar ons bekleierery kom in die kerk. Want ons veronderstel almal is op dieselfde plek. En as jy nie op die plek is waar ek is in geloof nie, dan is jy van die pad af. So, verstaan julle hoekom ons beklei oor geloof? Want ons meet, sê, jy's daar, nee, jy moet hier wees. So, ons moet vrede maak. Ons moet leer aanvaar, dat almal van ons ander persoonlike reise met die Here het. Ons kan mos nou nie sê, almal se reise met die Here moet presies dieselfde wees nie, dan is dit nie persoonlik nie. En dan kan die Heilige Gees nie vir jou persoonlike goed kom wys nie. So, dis nou hier waar die groot verskil kom, tussen waaroor ons saamstem en waaroor ons verskil. Waaroor stem ons saam? Ons gaan hom so deurwerk in die volgende paar rede. En waarmee verskil ons? Ons verskil dat ons almal op 'n ander pas is. En daarom is dit verskriklik belangrik, dink ek. En julle sal sien in Stellenberg ook, is dit 'n groot deel van ons, om te kan sê, kerke moet daarom ruimtes wees vir wat? Om mense, ons is nie God nie. Ons is ruimtes waar ons die voorreg het om mense wat verskillend is, gelowig, ongelowig, groot, klein, watter verskille ook al, tuistes te kan bied om te groei in geloof. So wat ons hier is, ons is 'n drive-through. Dis eintlik wat ons is. Ek het dit nooit besef nie. Want julle sal mos nou weet, mense drive-through, want hulle kom en hulle kindertjies is klein en dan drive hulle through en dan is hulle aan die ander kant uit. Dis nie, hulle is nie verlore nie. Maar ons het die voorreg gehad om vir hulle tydjie hier te kan hê met hulle kinders of vriende en hulle te kan help. En dan gee ons hulle ook op 'n stadium weer aan, nê? Want dan jy kom by ander plekke en jy kom by ander gemeenskappe. So dis verskriklik belangrik om dit te kan weet, sodat jy nie in spanning is daaroor nie. Daar's daai verskriklike mooi teks. Ek het dit hier vir julle geskryf, Kolossense 3. Hy's daar op die teks. En die stukkie wat ek uitgelaat het, is eintlik die belangrikste stukkie. Okay, Paulus sê, hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood of slaaf of vry of besny of onbesny is nie. En dan sê die teks, hier is Christus alles en in almal. Okay, nou is die vraag is, wat moet ons doen? Moet ons beklei oor verskille in geloof? Moet ons mense forceer in plekke van geloof? Moet ons wat moet ons doen? Dan sê die teks, wat julle moet doen is, julle moet dan meelewend wees, goedgesind wees, nederig wees, sagmoedig wees en verdraagsaam wees. En dis hierdie 5 goed wat ek dikwels mis in die kerkdebatte tussen gelowiges oor geloof. En die hele ding, is jy gedoop of is jy nie gedoop nie? Die hele ding, julle sal weet oor al die kerkkwessies, oor bellaar, oor selfde geslagverhoudinge, oor 'n klomp goed. Ons is nie almal op dieselfde plek nie. Ons almal glo in dieselfde Here, maar dan sê mense, nee, dis belangriker dat jy sekere goed glo. Wanneer ek 'n kind doopie, dan hak dit altyd by my vas. Dan sê ek, julle weet dit dooppaartjie moet ons nou antwoord en sê ek sal my kind na my beste van my vermoë groot maak en leer en onderrig, nee. Ek gaan my kind die katekismes leer en die Dordtse leerreëls en die Bybel leer en alles leer. Ons gaan dit doen. Ons gaan kennis in hierdie kind se kop indruk dat my kind eendag hopelik as hulle 16 of 17 is by die punt kom sê ek glo. Die ironie is dis nie daai goed wat hulle laat glo nie. Wat laat 'n kind glo dink julle? Die voorbeeld van 'n ma en 'n pa en die liefde wat 'n kind laat glo is die liefde. Dis maar dood eenvoudig soos dit. Die kennis help ook baie, maar dis nie net die kennis nie. Maar dan is daar 'n tweede vraag waarop ons moet antwoord. Ek weet nie of julle hom al gehoor het nie. En dan moet die res van die gemeente antwoord, maar ons doen nie dit nie. Die formulier sê, ons moet antwoord. En wat moet ons antwoord, dink julle wat hier sit? Kan julle raai?
Wat moet ons antwoord? Ons sal 'n gemeenskap wees wat hierdie kind sal 'n tuis kom. Of hy 'n soet kind is, of 'n stout kind is, of 'n moeilike kind is, of 'n autistiese kind is, of 'n watse kind is. En ons sal ruimte maak vir dit. Ek het eendag in 'n kerk gesit wat 'n oupa en 'n ouma sit hier so en sê vir my, hulle kind is autisties. En ja, die autistiese kind gaan moeilik kerk toe. Maar as hulle in die kerk sit, dan draai die mense kwaad om. Sê, kan julle nie julle kind nie, kleinkind nie beter beheer nie. Sê, ons het gesê, ons skep ruimtes waar alle mense kan groei en kan tuiskom. So kan julle verstaan, dit help nie jy wil in geloof vashou, maar jy kan nie vir mense lief wees nie. Die twee gaan nie met mekaar saam nie. So hoe wil ons godsdienst red of geloof red deur 'n goeie leer, maar ons het nie maniere nie. Dood eenvoudig, goedgesind, meelewend, nederig, sagmoedig, verdraagsaam. Gaan lees daai groot gedeelte in. Dit gooi jou hele kerkprentjie om. Ons sê die kerk is eintlik baie maklik. Skep ruimtes. Ons glo almal op verskillende plekke. Okay, beteken dit ons het nie 'n riglyn van geloof nie? Nee, ons het. So julle hoor nou, ek wil dit nie daarmee weggooi nie. Maar al wat ek net sê, dit help nie dat jy die geloofkant so swaar maak en die ander kant verwaarloos. En niemand kan groei nie. Nie die ding kan groei nie. Ek wonder, dis hoekom mense partykeer net voel, ek kan nie groei nie. Ek sukkel daarmee. So dis nou al klaar mondvol. So ek gaan met ons, kom ons gaan nog vir so 10 minute aan, dan gaan ons breek vir koffie. Ek het gedink, ek wil gou met julle 'n praktiese voorbeeld doen. Gaan vir eers en gaan los net eers jou geloof eers eenkant. Ons gaan gou kyk na 3 stories in die verlede. En ek wil hê jy moet na die stories luister en vir jou sê, "Sjoe, hoe het mense in daai stories, julle ken daai 3 stories baie goed. Julle gaan al 3 ken. Hoe het mense in daardie 3 stories hulle geloof, wat leer ons van hulle geloof? Dis nogal 'n uitdagende ene, veral die derde ene is 'n verskriklike persoonlike en uitdagende ene. En ek gaan vir julle vra om daaroor te gaan dink en volgende week my terugkom want ek gaan vir julle vra daaroor, nie persoonlik nie, maar net hê julle moet so 'n bietjie vra daaroor. Okay, die eerste storie gaan julle wat by die vorige Bybelskool baie goed ken. Ons gaan 'n storie uit die Ou Testament, 'n storie uit die Nuwe Testament en 'n storie van onlangs gaan ons doen. Okay. Kom ons doen gou die Ou en die Nuwe Testament een en dan breek ons vir koffie. Goed, die storie van die Ou Testament. So die gedagte is, julle moet nou mooi luister en die vraag is, hoekom ek dit sê is, okay. Hoekom ek die stories doen is, toe ons hierdie COVID virus kry, het ek hoor mense het gesê, ek het ook so geglo, sê, hoorie, hierdie ding, nee, daar was nog nooit so 'n ding oor die hele aardbol gewees nie. Die vorige keer toe hy daar was Noag se vloed gewees, toe het almal in bootjies geklim, maar hierdie ding is 'n verskriklike ding. Ons was nog nooit in die geskiedenis van die mensdom by 'n plek soos nou nie. Want dit voel vir ons so, hy is oor die hele wêreld. En jy verwag die ergste, jy weet die ergste gaan gebeur. Dis nie so nie. Ons was al honderde kere by veel erger. Ek wil sommer dit in die begin. En my 3 stories gaan oor iets daarvan. Die eerste storie wat ek wil vertel, is die storie van die prent, en nou, daar wil hy oorgaan, is die prentjie wat julle daar sien. Dis die storie van lank terug, dis die Babiloniese ballingskap. Onthou julle hom? Ons was vorige kursus met die Babiloniese ballingskap besig geweest. Okay, kom ek herroep net vir julle weer die prentjie. In die jaar 586 voor Christus, in die Ou Testament, kom die Babiloniërs van Doerver, en hulle was barbare, letterlik, Babilonië, hulle was gewelddadige mense geweest, 'n groot koning, en hulle het gekom, en hulle het die volk Israel in ballingskap weggevoer. Ag, is 'n lang storie, maar julle sal weet, die ontnigterende ding is, dat hulle dit reg kry om die tempel af te breek. Dis God se huis. Hulle breek die tempel af, hulle vat die volk weg, en iets gebeur, hulle sê,
is 'n tragedie, dis onmoontlik dat dit kan gebeur het. En die mense was diep daardeur geruk. Hulle het alles verloor. Die grootste deel van die ekonomiese bevolking word weggevoer na Babylonië toe. En hier's die punt, hulle sit in 'n vreemde land. Totaal vreemd. Hulle het alles verloor en God sê niks nie. Eintlik in die Babyloniese ballingskap het 'n lang periode plaasgevind wat hulle niks van God hoor nie. Goed, so jy sou nou gedink het as jy in God se huis Peter, dat hy gaan uitkom en iets gaan doen. Hy kom nie uit nie, hy doen niks nie. Raai wat is die konklusie wat die mense begin maak? Ag julle, daar is nie eintlik 'n regte God nie. Want as daar 'n God was en ons het sy huis afgebreek, sou hy mirakas gemaak het. Hy sou hom gewys het en geopenbaar het. So hierdie mense sit in ballingskap in Babel en wat doen hulle? Gaan lees klaagliedere. Hulle huil. By the rivers of Babylon. Nee, ek het hom laas vir julle gespeel. Hulle huil oor sê, ons het dit alles verloor en God is weg en hy het nie weer met ons gepraat nie en dis die einde. En dan in daai ballingskap kom daar, die woord van die Here kom na Jeremia toe. En ek wil hê dat jy vir my weer, jy het hom gelees, Jeremia 29 gaan lees. Hier's die mooi ding. En Jeremia 29 is daar 2 profesieë. En hier's waar hy van toepassing is op ons eie geloof. Die eerste profesie sê die volgende. Julle moet in Babel baie word. Die plek waarheen julle weggevoer was, is 'n heidenland wat nie in God glo nie. Dis 'n liberale demokrasie, tussen hakies nou, wat nie ons godsdienst erken nie, nie ons gebruike erken nie. Dis mos 'n slegte land. Nou kom die profesie en sê, dis 'n goeie land. Julle moet in hierdie land moet julle huise bou, julle moet trou, julle moet kinders voortbring en julle moet tuine aanlê. In hierdie land wat nie julle godsdienstige beginsels ondersteun nie en wat nie julle kultuur ondersteun nie, in hierdie land moet julle deel raak van die ekonomiese en sosiale produktiewe deel van die bevolking. So in kort, julle moet verander. Julle moet ophou huil by die rivers of Babylon en julle moet teruggaan, julle moet huise bou, julle moet investeer, julle moet daar bly, kinders en kleinkinders grootmaak. Okay, die ander profesie sê die volgende. Moenie worry nie. Ons gaan binnekort teruggaan. En weer teruggaan na hoe dit in die verlede was. Gaan lees hom daar, julle gaan sien. Die een sê, ons gaan verander, en dit gaan lank vat, en ons moet opbou, en die ander een sê, en dis die vals profesie, moenie worry nie julle. Binne enkele jare gaan ons teruggaan, en ons gaan teruggaan na die normaal toe. Okay. Wat het gebeur? Hulle het uit die ballingskap uitgekom. Die eerste profesie het nie gewerk nie. Hulle het 'n totale ander volk daar uitgekom as wat hulle ingegaan het. Hulle het huise gebou, hulle is getransformeer en die Ou Testament, onthou jy ons het laas ook gesê, hulle geloof is getransformeer in daai 70 jaar, soos wat jy dit nie kan glo nie. Die volk wat in ballingskap gekom het, die volk wat uit ballingskap gekom het, se godsdienstige praktyke lyk anders. Hoekom? Want hulle is deur 'n COVID-tyd, 'n nasionale ramp wat hulle tempel weggevat het, gedink het hulle vat hulle God weg, maar hulle het verander. Hulle het nie net by die riviere gebly en huil nie, en getreur nie, hulle het verander. En God het hulle getransformeer. Ek dink baie daaraan, né? Ons kan sê, ons byt vas en hoop, ons gaan weer terug, soos wat dit voor COVID was. Dit gaan net nie gebeur nie. Ons het verander. Dinge het ons gebeur. En weer eens is die verandering sleg. Onthou Johannes se gedeelte, ek sal by julle wees. Ek sal julle in die waarheid lei. Nee, dis nie sleg nie, maar dis nie lekker nie. So, God is dikwels in die nie lekker verandering nie. As hy net nie lekker verandering was, sou dit ook nie lekker gewerk het nie. Dis juis waar ons geloof geformeer word. Goed, die volgende ene, Nuwe Testament, voor ons gou koffie drink. Die Nuwe Testament se voorbeeld is, Christene het vir 'n lang tyd binne die realiteite geleef van 'n Romeinse ryk,
wat net soos die Babiloniese ryk nie hulle godsdienstige beginsels ondersteun het nie. Hulle het in 'n pantheon van gode geglo en geglo dat alle goeie Romeinse burgers moet deelneem aan hoe dit is. En daarom is Christene vervolg. Kan julle gou daaraan dink? Tussen die jaar 100 en die jaar 313 is Christene ewig vervolg, soos 'n ewig vervolg, doodgemaak. En dit was in daai 200 jaar die tyd wat die kerk die meeste gegroei het. Ongelooflik. Ek het dit nooit besef nie, ons gaan oor 2 weke daarby kom. Dit was in die jaar hierso, die jaar toe Konstantyn aan bewind gekom het, was in die jaar 320 min of meer. Toe het Christendom die amptelike staatsgodsdienst geraak. Toe het Christendom geskuif van die grotte na die paleise toe. Dink gou daaraan. Christendom was nooit in die paleise en in die indrukwekkende plekke nie. Dit was in die grotte, onder die grond en goede. En toe dit gebeur, toe sê 'n klomp Christene net, julle gaan ons nie in die paleise kry nie. Ons gaan terug grotte toe. En dis waar die kloosters vandaan gekom het. Die monastieke lewe, die eenvoudige lewe. So daar het 'n split daar plaasgevind tussen 'n klomp grand Christene, né, en 'n klomp eenvoudige Christene. Maar die punt wat ek wil maak, vir 200 jaar was Christene vervolg gewees. En hulle was nie net vervolg deur die Romeine nie, ons sal volgende week sien, hulle was vervolg deur hulle Joodse volksgenote. Die Bybel vertel ons die verhaal van Stefanus. Wie het Stefanus gestenig? Dit was nie die Jode wat ver van hom was nie, dit was sy volksgenote gewees wat om hom gebly het. So, as ons sê, nog nooit het so 'n tragedie met ons gebeur soos nou gebeur nie, dan misgis ons self. Geloof is ontwerp vir verskriklike moeilike tye. Dis wanneer geloof baie goed werk. As jy nie geloof nodig het nie, dan hou jy vas aan jou eie vermoëns om deur die ding te kan kom. Die derde voorbeeld. Hierdie ene is 'n bietjie van 'n toffie, so julle moet net vashou, want ons gaan nou 'n bietjie delf in 'n baie interessante fase wat bietjie nader aan ons eie tradisies lê en waarheid ons kom en gebore is. En ek het gedink wat ek graag wil doen is, en onthou die punt is net wat ek by wil uitkom, is hoe mense deur moeilike tye met geloof geleef het. Ek wil graag die 120 jaar, afgelope 120 jaar, soms so vinnig met julle deurgaan, en net interessant oor waar uit ons eie geloofstradisies kom. En weet julle waar gaan ek begin? Dit staan nie op die notas nie. Ek gaan begin by 1860. Wie kan onthou wat in 1860 gebeur het? Weet julle wat in 1860 gebeur het? 'n Baie interessante ding in Suid-Afrika. Reg oor die wêreld gebeur. 300 mense het 'n konferensie in Woester bygewoon. Geestelike konferensie. En toe in die dorpie van Montetjie breek daar 'n herlewing uit. In die kerk. En toe Dominee Linden van der Linge van die Parel sê toe, maar wie wat ons moet doen? Ons moet amper elke jaar, net voor Pinkster, moet ons 10 dae gebed hou, wat saam met die herlewing. 1860 het ons Pinksterdienste in die NG Kerk begin. Baie interessant, né? Hoeveel is dit? 160 jaar? Is ek reg? 100 jaar. Kan julle glo, dis lank terug. Ons hou tot vandag toe Pinksterdienste, so ek wil daarmee begin. En ons bid vir wat? Vir herlewing. Here moet ons oë oopmaak. Om wat herlewing soek ons? Okay, met daai agtergrond gaan ek nou gou-gou met die verhaal wat in die afgelope 160 jaar ook gebeur het. So, ek kom weer, die mense sê, Jesus, hoorie, daar het nog nooit so ding soos COVID ons geslaan nie. So, ek wil gou terugvat na ons voorouders toe. 1880 tot 1888 dink ek, tot 1902. Julle baie sal dit ken as die Boereoorlog. Weet julle hoe interessant, ek het dit nooit besef nie, maar in die Boereoorlog tydperk, wat my oupa is gebore in 1897, nee. Julle kan nou dink waar julle voorouers in dit lê, maar dis nie lank terug nie, dis my oupa, ek kan my oupa onthou. Ek het baie dinge van hom, en ek
My oupas en ouma het vir my elkeen 'n Bybel gegee. So, dit is nie ver van my af nie. In daai tyd het, julle weet die eerste en die tweede boereoorlog gebeur. Weet julle hoeveel mense is dood in die boereoorlog? Hulle praat van 100,000 mense, wat Engelse insluit, wat boere insluit. Ek vermoed, ek weet nie of dit net die tweede of die eerste is of saam is nie, maar baie interessant. Dis 'n ding wat mense ingrypend se lewens kon verander het. En jy kan dit nie lekker dink nie, as jy welgesels met my generasie, dan sal jy goed weet hoe ingrypend dit hulle lewens verander het. Julle sal die stories ken van die konsentrasiekampe en van lewensverlies en van 'n bitterheid wat by ons eie mense ontstaan het oor die Engelse. Dis waar dit begin het. Oor twee nasies wat mekaar beklei het en letterlik mekaar doodgemaak het en die bitterheid wat geleef het tussen Engelse en Afrikaanse mense. So, ons het die 20ste eeu ingegaan deur hierdie oorlog. Toe het 'n tweede baie interessante ding gebeur hier in 1915. In 1915 het hierdie 1914, Eerste Wêreldoorlog 1914 dink ek, nee 1914-15, het die Eerste Wêreldoorlog uitgebreek. Eerste Wêreldoorlog. Daar was nog nie so 'n wêreldoorlog nie, want dit raak die wêreld. So waar jy ook al gebly het reg oor die wêreld, hierdie oorlog het jou geraak. Maar die ding wat ek toe nooit besef het nie, is dat daar 'n groter gevaar was. Daar het 'n virus op die oorlogskepe versprei. En hulle het die virus die Spaanse griep genoem. Ek het nooit geweet nie. Dis die oorlogskepe wat die virus versprei het na die res van die wêreld toe. En die Spaanse griep het hier in ons eie land aangekom, ek dink die 1918, 1919. En toe ek na daai getalle kyk, voor dit was daar die groot droogte gewees en die groot vloede. Ek dink in 1914, 1917 groot droogtes en vloede wat daarmee saamgekom het. Toe 1918 het die Spaanse griep by ons aangekom. Wie hoe interessant is dit? En ons het nie geheet daaraan nie, want ek vra altyd vir mense wat oud is, hoe oud is hulle? En dan as iemand nou vir my sê hulle is in 1918 gebore, nee, dan dink ek, sjoe. Maar ek ken mense wat in 1918 gebore is wat nou nog lewe. Nie dat hulle kan onthou wat gebeur toe hulle gebore is nie, maar hulle het groot geword in daai jare. 1918 kom die Spaanse griep oor ons. Nou wie is baie interessant, ek het net weer na daai getalle gaan kyk. Met die COVID het ons in 'n jaar en 'n bietjie 52, 53, ek weet nie hoeveel duisend sterftes ons nou bytrek nie. In die land, weet julle? Dit was op 'n stadium 52,000, 53, kom ons sê 54,000 sterftes. Amper 60 nou, né? Ja, dis baie meer as dit, maar dis binne 'n jaar. Die Spaanse griep het 350 tot 500,000 mense tussen 4 en 6 weke gesterf. Nee, dink geraan. 350,000 mense tot 500,000 mense in 4 tot 6 weke. Ek het baie oor daai goed gaan lees, hoe hulle vertel hoe hulle letterlik die lyke uit die pad uitgedra het. Kyk gou na die fotootjie, hy was in die burger gewees. Dis Tafelberg in die agtergrond. Dit het in die burger verskyn 1918. As jy moet bereken, amper 0,0001% van die bevolking wat deur die COVID omgekom het as gevolg van die siekte, met 'n inspuiting by, né? Daai tyd was dit 7% van die bevolking. In daai tyd was daar iets so 7 miljoen mense. 350,000 is dood tot 500,000. Ons is 58 miljoen mense en ons het 60,000 sterftes, né? Baie interessant, ons sê nog nooit so ding het ons oorgekom nie. Maskers dra was standaard praktyk in die wêreld vir baie, baie lank. Want dis al wat hulle gehad het. Hulle het nie vaksines gehad nie, né? Ons het nog vaksines. Hulle het nie vaksines gehad nie. Nou kan julle gou-gou dink, dis ons voorgeslagte. Dink gou wanneer jou oupa en jou ouma of jou pa of ma geleef het. So hulle het geleef in daai periode van die Anglo-Boereoorlog, die droogtes, die vloede, die Spaanse griep,
wat almal doodmaak, en toe net daarna kom wat? Noem dit die Groot Depressie. En hy het nie net gekom as die gevolg van hierdie omstandighede nie. Ek besef nou eers die New York se stock exchange het letterlik geval, né? As ons praat van globalisasie, daar geval, en die res van die wêreld ook in 'n groot klomp moeilikheid gedompel. So kan julle dink as jy tussen 1920 en 1930 geleef het, my pa is 1935 gebore, uit watter agtergrond jy gekom het, né? En dis daai tyd waar ons mense met geloof gekom het. Maar wat baie interessant is, toe in daai periode van 1920 tot 1930 het 'n erg ding ook gebeur. Daar was 'n kerkstryd in die kerk aan die gang. Een van die grootste kerkstryde wat tot vandag toe nog woed. Onthou julle ek het vertel van Pink Piet, professor Johannes Du Plessis. In die 1920s was daar nou net om vir julle te sê hoe gebeure en geloof met mekaar so maak. En die vraag is, ons vier Pinkster elke jaar nog dwars deur dit en sê Here bring herlewing, né? So hoe onderskei ons wat ons moet doen? Die punt wat ek sommer wil maak in dit, ons kyk baie terug na die verlede toe ons sê oor die foute wat hulle gemaak het en kry krities daaroor. Ons sit in presies dieselfde omstandighede. Dit ons gedurig in moeilikheid sit en ons maak verkeerde keuses en besluite, né? Maar die punt is ons groei daardeur. Maar net om vir julle te sê waar uit ons voorgeslagte wat ons geloof geleer het, waar het hulle gekom het. Goed, daar was die groot kerkstryd. En weet julle waar die groot kerkstryd gegaan? Oor hoe ons die Bybel lees. Want in daai tyd wat baie interessant het, die stryd begin plaasvind tussen nasionalisme wat ook begin groei het. En saam met dit, weet julle, in daai tyd het ons apartheidsteologie gevorm uit tekste uit die Bybel uit. En dit was die twee weerstandiges wat gestaan het, die meer konservatiewes en die liberales. Vir altyd in die kerk se geskiedenis was daar 'n stryd tussen die konservatiewes en die liberales oor wie se standpunte ons gaan. En die kerkstryd het diep gewortel en hulle toe vir Prof Johannes Du Plessis die kerk het 'n saak teen hom gemaak en hy het die saak gewen. En hulle moes hom weer herinstel as 'n professor in teologie. Hy's net daarna oorlede en hulle het nooit regtig sy skrifbenadering gevolg nie. Sy skrifbenadering het nie noodwendig deel, dit is nou deel van ons opleiding, maar dit was nie toe nie. Die punt is, as dit wel daar was daar nie 'n kans dat die apartheidsteologie sou kon survive het nie. Want hy het net baie duidelik vir hulle gesê, jy kan nie, en Prof Johannes Du Plessis was 'n interessante sending ou gewees. Hy het net gesê, julle kan nie Genesis vat en uit Genesis haal, wat julle uithaal uit 'n aparte nasie. Dit is net nie teologies regverdig nie. OK. Maar so, baie interessante verandering wat begin gebeur het, maar ten spyte van dit, is mense se geloof gevorm. Ons kom uit daai tradisie uit. As ons die pad 'n bietjie verder vat, OK, so dis Prof Johannes Du Plessis en daai standbeeld wat julle daar sien, is 'n standbeeld wat van hom gemaak is. Hy staan in Stellenbosch, in die kweekskool, hulle noem hom Pink Piet. Hy's net so. En sy fiets, hy het altyd op 'n fiets gery. Die fiets staan ook in die kweekskool. Julle kan hom gaan kyk. Hy's daar in die argief. Dit hulle hom in die vertoonkas. Ons het nou die dag sy fiets gekry. So en skielik almal het vergeet van Pink Piet vir baie lank. Die studente het baie sports gemaak en allerlei goed om sy nek gehang en om 'n hoed opgesit en om gespray paint en allerlei goed en toe moes hy standbeeld gaan wegsteek. Maar skielik in ons moderne tyd kom sy standbeeld weer uit en ons word herinner, ons sit weer in presies dieselfde stryd tussen mense binne die kerk rondom kwessies, né? Sukkel om te onderskei, wat moet ons doen? Goed. So, dit was baie dramaties geweest en dit het 'n politieke onderskeid gebring tussen gesinne en families in Suid-Afrika, maar die punt is ons het nog Pinkster gehou en bly glo. Tussen die 1930s en die 1960s ontwikkel 'n sterk stuk nasionalisme. En binne dit weet julle 'n klomp goed gebeur, Sharpeville gebeur en ek kan selfs dit in my eie tyd daai slegs blankes ek kan dit soos in onthou dat ek het gesien het en daarin geleef het en nog in daai wêreld. Dit is vir my onwerklik om te dink dat ek in daai wêreld geleef het. Ek het in die strand geswem wat daar net sê slegs blankes. En ek het op bankies gesit, niks anders daaroor gedink nie. En ek verdink vandag heeltemal anders daaroor, maar julle, dit was
dieselfde mens met dieselfde geloof. Ek wil nou vir julle dit sê, né? Het ek aan 'n ander God geglo? Nee. Maar ons het verander. Nou is die vraag, en mense sê, nee, julle is weg van die waarheid af. Ons moet weer teruggaan na die waarheid toe. Moet ons nou weer van Babylon af teruggaan, of moet ons maar nou deur hierdie 70 jaar sit en verander word, en ander mense aan die ander kant uitgaan? So julle hoor wat ek nou toe werk, né? Ons sit vasgevang in hierdie goed. Ons voel, want ek het nou begin. Kyk, niemand van ons voorouers was in die Babyloniese ballingskap nie. So dis baie veilig. Maar hierdie geskiedenis was ons in. So dis nou waar dit 'n bietjie sensitief raak, né? So, maar julle moet my nou help. Ons gaan nou daardeur kom. Nie lank nie. So ons is deur hierdie hele ding en ons het uitgekom by Nuwe Suid-Afrika in 1995. Wat 'n wonderlike, en toe ek daai vlag sien, toe dink ek, ek het die ou vlag altyd gehad. Dit was 'n pragtige vlag geweest. Ek het hom altyd gehad op my lesenaar, die vlaggie gehad en goede. My kinders het nie 'n vaagste benul dat daar iets is soos 'n ou Suid-Afrikaanse vlag nie. Hulle sê net, hierdie vlag is so mooi. Kan julle onthou hoe ons beklei oor die vlag? Toe ons die vlag moes verander. Die opstand wat daar was. Dan het jy op Nieuweland gehad, né, klomp Suid-Afrikaanse vlae en 'n klomp nuwe vlae, né? Dis verby, maar ons was daar. Ons het beklei daaroor. Ons het nie kerk beklei, ons het nie politiek beklei. Hulle het by politieke vergaderings mekaar by die venster uitgegooi. Maar ons almal het geglo. Die persoon wat by die venster uitgegooi is, en die persoon wat hom uitgegooi het by die venster, het in dieselfde Here geglo. Maar ons is verskillend. Dit is baie interessant om daaraan te dink. Ons was, so wat het gebeur? En nou sit ons in hierdie baie interessante ding. Nie net as ons COVID nie, ons sit in 'n nagmerrie. En ons sê, dit het nog nooit gebeur met gelowiges nie. Hulle het nog nooit so iets beleef soos wat ons vandag beleef nie. Die punt wat ek wil maak, dit is nie ons nou eintlik so nie. Ons geloof is ontwerp vir sulke tye. Dis waar, en ek wil vir julle, ek het so, julle aan die einde het ek net so 1 of 2 vrae. Wil nie julle met daarna gaan of my kyk, ons is amper klaar. Wat is die gedagtes en insigte en vrae wat by jou opkom? As jy so net oor die 120 jaar reflekteer, wat jou voorgeslagte insluit. Dink aan jou oupa, jy dink, en jy kry ons nou eintlik begrip, vir hoe moeilik dit vir hulle moes gewees het. Ons is baie krities oor ons voorgeslagte, oor die beleid waarmee hulle geleef het, maar hulle was nie slegte mense nie, hulle het probeer oorleef, maar hierdie ding het gebeur. Wat dink julle sou ons hieruit kon leer? En hoe praat dit met ons in geloof in vandag se tyd? Julle, ek dink die een ding, en ek wil julle daarmee laat. Ek herhaal weer wat ek in die begin gesê het. Geloof word nie net oorgeerf nie. Jy kan dit nie oorerf nie. Jy kan dit nie inent nie. Dis nie in jou bloed nie. Geloof gebeur met jou, soos wat die lewe by jou gebeur. Soos wat jy vreugdes en hartseer beleef. En soos wat jy verander word. Geloof gebeur daar waar die Here ons ontmoet. Dit maak nie die Bybel en belydenisskrifte minder belangrik nie, inteendeel. So ek wil nie hierdie proses van God op die pad ontmoet, losmaak van waar ons uit die Bybel en belydenisskrifte met ons oor geloof praat nie. En ek wil dit ook nie losmaak van ander goed wat ook belangrik is, soos gebed en studie en gesprekke en kritiese denke. Ook nie sê krities teenoor die Bybel nie, maar krities teenoor ons, oor hoe ons die Bybel lees en dit verstaan en dit op 'n verantwoordelike manier probeer gestalte gee, want ons groei. Ek vat julle net gou weer terug dat die Here sê, julle sal nie alles weet wat julle nou moet weet nie. Daar's nog baie dinge wat ek vir julle wil sê, maar julle sal dit nie nou verstaan nie. Maar die Gees van die waarheid sal kom en julle in die waarheid lei. En dis ons verhaal. Ek wil 'n laaste gedeelte afsluit en ek wil vir julle uit Filippense 3 lees. Net oor waar ons vandag staan, julle kan nou sommer na hom toe blaai in julle Bybels, Filippense 3 vers 4. Net oor waar ons vandag is. Ons kom uit Christelike huise, ons is deur kategese,
Ons is die basiese goed geleer en die meeste van ons het belydenis van geloof afgelê. Jy het daai sertifikaat gekry op 16, jy is geëksamineer in die ou dae, die dominee het jou ingeneem en jy het jou katkesasie daar gedoen. En dis nie asof dinge vir ons makliker raak nie. Hoor wat sê Paulus in Filippense 3. En dit gaan nie oor sy eie godsdienstige agtergrond waaruit kom. Filippense 3 vers 4. Tog sou ek ook op die uiterlike dinge kon roem. As iemand meen dat hy op die uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte 'n Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer. In my ywer 'n vervolger van die kerk. In onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry onberistelik. So hy sê, ek het al die leerstellings gehad en ek het al die leerstellings stiptelik nagekom. Maar wat eers vir my in bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Hy sê, om die Here in my lewe te ontmoet, oortref alles wat ek in die verlede saamgesit het, want dit kom verander my. Terwille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie. Nie dat ek net by die leer gehou het nie, die goeie leer nie. Goeie leer is verskriklik belangrik. Dis hoekom ek sê, ek wil nie die Bybel en belydenisskrifte uitlaat nie. Dis baie belangrik dat ons sê, so hoe help geloof vir ons om vir ons 'n fondament te gee? Wat is die leer wat geloof vir ons gee? Maar, hy sê, omdat ek in Christus glo, die vryspraak wat God gee aan iemand wat glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek deel sal hê aan die opstanding uit die dood. En okay, hier's nou die mooi ene. En hy sê, ek is net nooit daar nie. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel bereik het nie, maar as een ding wat ek doen. Ek span my in om dit myne te maak. Hier is ek nou weer terug in die begin, né? Omdat Christus my reeds syne gemaak het. Ek is weer terug heel in die begin, onthou julle wat ek gesê het, ons soek God op 'n pad en God kom kry ons. Hy sê, ek doen dit want God het my syne kom maak. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles het nie. Ek sê nie dat ek in geloof op 'n hoër plek is nie, maar ek doen een ding. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit wat na voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom. So julle, dit is vir my net, ek wil hê ons moet met hierdie ingesteldheid ook na ons kursus ingaan. En volgende week gaan ons kyk en vra, so hoe die eerste gelowiges gegroei. Waarin het hulle geglo? Wat is die fondament? Waar sou ons kon sê, is daar 'n riglyn om te kan sê, dit is waarin ons glo. En dan gaan ek julle die storie van die gelowiges vertel, wat baie interessant is, oor hoe geloof ontwikkel het, en ons verskille ontwikkel het. So dit volgende week. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, elkeen van ons is op 'n plek in ons lewe op reis. En Here, ons kom uit geslagte van mense saam met wie U 'n pad gestap het. En dit was in alle opsigte nie maklik geweest nie. Maar een ding, Here, het ons gedeel en dit is dat ons gevorm is. Deur ons foute en met liefde. En dis ons verwagting vandag, Here. Dat ook in hierdie moeilike tye waar ons sukkel om hoop te kan sien, U ons help om ons koppe te kan lig. U vir ons 'n nuwe sin van bestaan gee waar ons is. Ons nuwe geleenthede sal sien. Dankie Here dat U op hierdie reis met ons op pad is. En help ons om hierdie tyd juist daai paar dinge te kan vind, Here, wat vir ons sin en betekenis gee. Amen.